en onberispelik en in liefde voor hom te stel. U wat ons voorbestem het om deur Jesus Christus kinders van God te wees. Ons dankie vir u liefde, ons dankie vir u genade, waarmee u ons begenadig het in Christus. U het ons bevry deur u bloed. U het ons losgemaak van ons sonde, van ons oortredinge, van ons ongeregtigheid en vir ons vrye toegang bewerk om voor die Vader te wees. Ons is bewus van die grootheid. Uit ons eie krag kon ons dit nie doen nie. U alleen het dit vir ons bewerk. Ons dankie daarvoor. Ons ontvang dit weer eens vandag in die geloof. En ons dankie. Ons dankie, ons dankie, ons dankie. Dankie dat ons die kinders kan wees. Halleluja. Loof die naam van die Here. Baie dankie, u kan die sitplek neem. Prys die naam van die Here. Dankie aanbiddingsspan. Ek wil vanmôre met u praat oor die enigste Christus van die Bybel. Mense kan vra, maar is daar dan ander ook? Ja, daar's baie ander Christusse wat voorgestel word uit hierdie Bybel uit. Maar daar's net een wat die woord van praat. So om 'n Christen te wees, 'n gelowige, 'n Christengelowige, en dit is wat ons genoem word, is nie maar net om 'n vae idee te hê van wie Jesus is nie. Dis glad nie die gedagte nie. Dis ook nie om vas te klou aan kulturele weergawes wat ons het van hom, sodat dit by ons voorkeure pas. Met ander woorde, ons het die Christus waarvan ons hou. Daar's baie mense wat 'n Christus skep, wat inpas by hulle kultuur, hulle godsdienstoorlewering, hulle dit wat hulle nodig het, daardie Christus skep hulle. Dit waartoe ons geroep word, en ek gaan jou nou na daardie teks neem, is om Christus en God die Vader en die Heilige Gees te ken. Te ken. Om die waarheid te sê, Jesus sê, dit is die ewige lewe. So vir ons teks neem ek vanmôre Johannes 17. Ek gaan hier neem net so 'n bietjie 'n voorlegging doen van wat het vooraf gebeur. Hier van hoofstuk 15 se kant af begin Jesus met sy disippels gesels, eintlik al hier van hoofstuk 13 af, wanneer hy hulle voete was en dan vir hulle verduidelik wat is die weg na die Vader toe, en met hulle praat oor die belofte van die Heilige Gees. Dit is in die aand voor hy hulle met hom gaan afreken om hom te kruisig, en hy met hulle bymekaar is, en hy met hulle gesels en met hulle sit en met hulle praat vir as dit ware 'n laaste maal, en hy praat met hulle oor hoe hulle die druif is en die lote is en die wingerdsstok,
En hy waarsku hulle hoe hulle gehaat sal word deur die wêreld, en hy begin met hulle praat oor die werk van die Heilige Gees en hoe die Heilige Gees gaan in hulle 'n werking plaas en met hulle gaan wees, en hy deel al hierdie dinge met hulle, en dan wanneer hy klaar is daarmee en hulle nog sit en luister na wat hy sê, dan ewe skielik begin hy bid. En dan lees ons in hoofstuk 17, en ek het vir hulle gesê om vers 3 op te sit, maar ek gaan sommer nou weer terug na vers 1 toe. Jesus het hierdie dinge gesê, en toe sy oë na die hemel opgerig en gesê, Vader, die uur het aangebreek. Ander woorde, hy's bewus daarvan, en hy bring dit oor aan sy disippels, die uur het aangebreek. Watter uur? Die uur vir die rede waarom hy na die aarde toe gekom het, om aan 'n kruis te sterf vir sondige mense. En dan sê hy hierdie woorde in vers 3. Hy sê, of kom ons gaan na vers 2 toe, net soos u aan hom gesag oor die hele mensdom gegee het, sodat hy aan elkeen wat u aan hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Jesus sê vir sy disippels, die Vader het my gegee sodat ek aan julle ewige lewe kan gee, en dan kom hy met iets en dan sê hy, en dit is die ewige lewe. So, hulle kon hom gevra het, maar hy antwoord die vraag in sy gebed, wat is hier die ewige lewe? En dan sê hy, dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. So ons ewige lewe lê nie net in die feit dat ons redding ontvang het by wedergeboorte en nou die ewige lewe het nie. Die ewige lewe kry sy totale vervulling in die wete dat ek Christus kan ken. En dit is nie net om te sê, jy weet, as hulle vra, ken jy hierdie en daardie, en sê, ja, ek ken hom, ek het al met hom gepraat, ek ken hom. Maar wanneer jy met 'n getroude paar praat en jy sê, ken jy jou man? Dan sê sy, ja, ek ken hom. Ja, ek ken haar. Dis 'n ander ken. Daar is 'n intimiteit aan daardie kennis. En dit is wat Jesus vir ons hier wil sê. Dit is nie net om te weet van God nie, dit is nie net om te weet van Jesus nie, dit is om hom te ken. 'n intimiteit met hom te hê. Die ewige lewe word nie uitgedruk in rituele, in tradisie, in verbeelding wat mense kan hê van wie Jesus Christus is nie. Dit word gevind in die ware kennis van hoe hy werklik is. Ons praat van die heerlikheid van die Here en die deurbraak van die heerlikheid van die Here, en ons het gesing daaroor in die heerlikheid van die Here. Kom ek sê vir u, die heerlikheid van God kan nie deurbreek in my lewe as ek hom nie ken nie. Hy openbaar homself nie aan die wat hom nie ken nie, want wanneer ons selfs verder lees in hoofstuk 17, dan sê hy dit. Hy sê, die wêreld ken my nie. Die kennis wat ons het van hom is dit wat vir ons hierdie waardering vir ewige lewe na vore bring. Daar die ware kennis van hom. As ons gaan na Filippense toe, in Filippense 3, en dan druk Paulus dit so mooi uit wanneer ons kom in vers 8. Hy sê, inderdaad reken ek alles as verlies. Nou, as ons vra, wat was sy verlies wat hy dan nou ly? Wel, hy sê dit in die vorige verse, vers 5 tot daarby vers 8. Hy sê, ek is besny op die 8ste dag. Dan nou woorde,
Hy het voldoen aan, en sy ouers het voldoen daaraan, dat hy het volgens die wet hanteer sou word. Hy sê, ek is besny op die 8ste dag, afkomstig uit die volk Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, nie 'n Jood uit die Jode uit nie, dis meer as dit, 'n Hebreër uit die Hebreërs, dit is diep, dis baie diep, 'n Hebreër uit die Hebreërs wat die wet betref, 'n Fariseer wat ywer betref. So hy was nie net 'n kenner van die wet, 'n Hebreër nie, maar hy was ook 'n Fariseer, bedoelende daarmee iemand wat toegepas het en verder gegaan het met ywer. Hy sê hy was 'n vervolger van die kerk wat geregtigheid op grond van wetsbeoefening betref, onberispelik. Seker die wet nagekom in elke opsig. En dan sê hy vers 7 hierdie woorde, maar alles wat vir my wins was, met ander woorde, hierdie was alles wins. Enigiemand met daardie stamboom was na gekyk en gesê, dit is 'n besondere gelowige mens. Hy's 'n Hebreër uit die Hebreërs, hy's 'n Fariseer, hy't ywer, hy's 'n vervolger van die kerk. Dit is regtig waar iemand, hy sê dit was vir my wins, dit was tot my voordeel, dit het my aansien verskaf. Hy sê, maar alles wat vir my wins was, al hierdie dinge wat tot my voordeel was, reken ek nou as verlies. Die ou vertaling sê, hy sê, beskou ek as drek. Terwille van Christus. Sê, al my tradisies, alles uit my kultuur en rituele, alles wat ek God sien in my verbeelding, word vir my 'n verlies, toe ek Christus ontdek. Hy sê vers 8, inderdaad reken ek alles as verlies, terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus my Here te ken. Ons moet daaroor mediteer. Terwille van hom het alles vir my 'n verlies geword. Ek beskou dit alles as vullis. Sê in hierdie vertaling, ou vertaling, die 53 sê hy drek. Sodat ek Christus as wins kon verkry. Sê die ander goed wat ek gedink het wins is, het ek gesien is eintlik 'n verlies. Hy sê, maar nou het ek 'n wins, want ek het Christus. Ek ken hom nou. Hy sê, en in hom bevind kan word, nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar op die geregtigheid deur die geloof in Christus, deur die geregverdiging wat van God kom deur die geloof, en sodat ek Christus kan ken. En die krag van sy opstanding en die verbondenheid met sy lyding deur sy dood gelykvormig te word en ek ook so, hoe dan ook, die opstanding uit die dood kan bereik. Hy sê dat ek Christus kan ken in elke opsig. Ons leef in 'n wêreld wat, en dit is nie nuut nie, dit kom baie eeue, wat daar baie weergawes van Christus voorgestel word. Maar nie een van daardie weergawes kan ons red nie. Want jy sien, ek en jy as mens het een ding nodig gehad en dit is redding. Want ons was verwyder van God as gevolg van die sondeval. Ons is ver weg van hom en net die ware Christus kon ons red. En Paulus skryf dit selfs aan die gemeente in Korinte, wanneer hy in 2 Korintiërs 11 in vers 4 vir hulle sê, hy sê, as julle enige ander Christus hoor wat aan julle verkondig word, hy sê, moenie dit aangryp nie. Hy sê, moenie daarna luister nie. Om die waarheid te sê, hy sê vir die gemeente, hy sê, dit wil vir my soms voorkom as om enige iets wat van Christus na julle toe kom en in 'n nuwe Christus aan julle voorgestel word, julle dit sommer net se muur aanvaar. Dit het nog nooit verander nie, dit is vandag nog net so. As jy luister na wat is mense se gedagtes en hulle opinies oor wie is Christus, en dan praat hulle partymal van 'n Christus wat
die woord nie ken nie. God het hom nog nooit so Christus gestuur nie. Dit is 'n Christus wat deur mense opgediep word. Dit is 'n valse evangelie op 'n valse Christus, wat gebou word op 'n valse Christus. Dit is hierdie verskillende soorte Christusse wat aan ons opgediep word. En ons kan dit oral kry. Dit is in boeke, dit is op die TV, dit is in programme, dit is in gesprekke, en dit is in die gedagtes van mense, 'n Christus wat nie gelykstaande is aan dit wat ons in die woord kry nie. 'n Ander Christus. Daar's net een Christus. Nou, ek wil net 'n paar noem van waarmee ons te doen kry in hierdie wêreld, en dit is die Christus van rituele en kultuur, wat is 'n Christus wat geskep word deur die eise van die samelewing. 'n Christus wat geen toewyding vra nie. Sê, moenie jy worry nie, God is nie kwaad vir jou nie, moenie worry nie, kom net soos jy is, jy hoef niks te verander nie, of bedoelende daarmee, jy kan aangaan soos jy lewe, jy moet net sê, jy is lief vir hom, dan is jy reg. Dit is 'n gemaklike Christus. Daar's geen uitdaging vir my om aangespreek te word in my toestand waarin ek leef nie. Dis maar net, sê net gou vinnig hierdie gebedjie, en dan is jy reg. Daar word nie van my verwag om hom verder te volg nie, ek moet maar net aangaan. Dit is die kultuur waarin ons lewe. En alles wat ek hom vra, dit doen hy. En hy sal dit vir jou doen. Dis wat aan mense beloof word. Dan is daar die Christus van godsdiens. Hy word begrawe onder rituele, en hy word begrawe onder tradisies, en hy word begrawe onder 'n klomp sakramente en werke en allerhande aksies en allerhande goedjies, en hy's toegegooi onder al daardie tradisietjies wat ons volg. Dis die ander Christus wat mense het. En ons kry hom in baie lande, word hy dan sommer die staatsgodsdiens. Hy bestaan glad nie. Jy kan hom nooit vind nie, want hy's toegegooi, toegepak onder al die rituele, en is die kersies, en is die goedjies, en is die dingetjies, en dit is die prosessies, en dit is maar hy's nie daar nie. En dan is daar die Christus van ons verbeelding, en 'n mens kry dit baie maal, hy word verromantiseer, en hy's 'n wasige figuur daar ver, maar hy bestaan nie regtig nie. En hy's net daar om toe te sien dat ek my nuwe kar kry, ek 'n goeie huis het, baie geld in die bank het, dat dit altyd met my sal goed gaan. Dis 'n verromantiseerde Christus, bestaan nie. En die rede daarvoor is, daar is net daardie een Christus, daardie een wat meer is as net om te voldoen aan al my begeertes en my welis, en alles gee wat my hart begeer, en elke opdrag wat ek hom gee, moet hy uitvoer. Hy moet dit, en hy moet so maak. Al hierdie soort Christusse is misleidend. Die een wat net deur kultuur gevorm word, die een wat net deur godsdiens gevorm word, en die een wat net deur die verbeelding van mense gevorm word, hulle bestaan nie regtig nie. Daar's net die een Christus, en dit is die een wat ons in die skrif tref. En dit is wat hy sê, dit is wat Paulus kom uitroep, hy sê, mag hom ken, in sy totale lyding, en in sy opstanding, sodat ek kan leef in daardie heerlikheid wat hy bewerk het. Dit is waarna wat Paulus sê ons nou moet vra.
daardie Christus wat deur kultuur en rituele en godsdienst geskep word, sy naam kan nie red nie. Want daar is nooit bloed wat vloei nie. Dit is maar net iets wat ek doen, want dit sis my. Maar die Christus wat red, hy is die seun van die almagtige God. Want elkeen van ons het redding nodig gehad. Dis die rede waarom jy hier sit vanmôre. Jy is hier omdat jy op 'n plek was in jou lewe, op 'n stadium waar jy besef het, jy het redding nodig. En nou kom ons hier by mekaar as die gereddes. En as die gereddes kom sê ons wil hom ken wat my gered het. Ek wil in 'n verhouding wees met hom wat my gered het. Want hy is nie maar net sommer iemand wat geskape is nie. Trouwens, hy self is die skepper. Dis hy wat my gered het. Kolossense 1 druk dit mooi uit wanneer Paulus dit vir ons sê, vers 16 en 17 in Kolossense 1. Hy sê, want deur hom het God alles geskep. Dis die Christus wat ons soek. Nie die een van rituele, die een wat nog aan 'n kruis hang, of die een wat net in 'n bababedjie lê, en wat net Kersfees word hy uitgehaal. En ons het rituele en ons het feeste rondom dit. Maar hom ken ons nie. Paulus, hy sê, want deur hom het God alles geskep. Alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hou alles stand. Dis die Christus wat ons moet ken. Johannes skryf hierdie woorde in Johannes 1 vers 1, hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en daardie woord na wie hy verwys is Christus. Christus is die woord, want deur hom het God die woord gespreek en hy het geskep. Die woord het geskep. En wanneer Johannes hierdie woorde sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God, dan kom sê hy vir ons dat Jesus Christus is nie net 'n God nie, hy is God. Dis interessant dat vir baie jare, en moontlik is julle, meeste van ons is bekend met 'n godsdienstige beweging, wat eintlik 'n kultus is, reg deur die wêreld, ook hier in Suid-Afrika genaamd die Jehovah-getuies. Almal ken? Wat vreemde dinge oor Jesus sê, soos byvoorbeeld, hulle glo nie dat hy het opgestaan uit die dood nie, hulle sê, hy was daar, hy is gekruisig, maar hy was nie God nie, hy was net 'n goeie mens, en hy het nooit opgestaan nie, hy het net opgegaan in gasse. So, hulle het toe baie probleme begin optel, want hulle het hulle valse leer probeer verdedig vanuit ons vertalings wat ons het, en toe uiteindelik besluit om hulle eie vertaling daar te stel, en dan die vertaling so aan te pas by hulle leerstelling, en so het die New World Translation ontstaan. En ek sien nou, hy's in Afrikaans ook nou beskikbaar as die Nuwe Wêreld vertaling. En as mense wat dit koop, en dit word op die winkelrakke aangebied, maar weet julle hoe vertaal hulle vers 1 wat ek nou gelees het, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hier's hoe hulle dit vertaal. En ek het 'n kopie van die Engelse uitgawe, dit is waar ek dit gekry het. Hulle sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was 'n
God, klein letter. Die oomblik wanneer jy dit sê, dan kon God nie versoening bring vir jou sonde nie. Want dan is Jesus nie meer God nie. Hy is 'n God. Met ander woorde, 'n geskape wese, en wat Paulus sê in Kolossense, deur hom is alles geskape. Hy is voor die grondlegging van die wêreld. Voor enigiets geskape kon wees, was hy. Hy het dit geskep. Dis die ware Christus. Nie 'n God nie, die God. So, dit is wat godsdienst en kultuur en verbeelding vir mense skep. Hulle skep 'n Christus wat nie waar is nie. Want hy het vlees aangeneem. Nie net om 'n voorbeeld te wees nie, maar om in volmaakte gehoorsaamheid te kon leef, daar waar ek en jy gefaal het. In Filippense 2 kom Paulus en dan sê hy hierdie woorde in Filippense 2, hy sê vers 5, laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Hier sê Paulus, en hulle verander dit in die New World Translation, hy's gelyk aan God. Gelyk aan God. Hy is God, hy is deel van God. Ons het in die woordskool diagrammaties probeer verduidelik hoe die drie-eenheid werk. En Jesus, die Heilige Gees en die Vader maak God. Dis God. Hy het homself daarvan leeggemaak, van hierdie goddelikheid. Toe die Vader sê, dit is nou tyd dat jy aarde toe gaan en in die vorm van 'n mens gaan boetedoening doen, want mense kon dit nie doen nie. Toe, dit is wat Paulus hiervan praat, hy het hom daarvan leeggemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. God wat gelyk word aan sy eie skepsels. Paulus sê, dit is hom wat ek wil ken. Hy het homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood, toe ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Dis wie hy is. Dis die een wat ons wil ken. Die een wat homself geoffer het as die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En wanneer Johannes die doper kyk, wanneer Jesus aangestap kom na die doopwater toe, en dan sê Johannes, word dit beskryf in die Johannes Evangelie, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, kyk, die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dis wie hy is. Hy is nie hierdie Christus wat mense skilder van die een wat niks kan doen vir ons saligheid nie, en ek nog steeds moet probeer om hom te oortuig dat ek waardig is. Dit is nie wie hy is nie. Hy het gekom, omdat ek onwaardig is, het hy die prys kom betaal, sodat ek in verhouding met God kan leef. Dit is die Christus van die skrif. Hy het die toorn van die kruis gedra, in ons plek gesterf, weer opgestaan in krag, en redding verseker vir almal wat in hom glo. Dit is die Christus wat ons moet ken. Dis hy wat ons moet ken. Daarom is daar net een verlosser en een saligmaker. Kom ons kyk vinnig, daar is soveel skrifte wat daarna verwys, dat Christus, die Christus van die skrif, is die enigste een wat
ons kan red. Daar's 'n beweging in die wêreld, word genoem die Interfaith Movement. 'n Wyle Biskop Tutu was 'n groot voorstander daarvan en het in van sy boeke baie dit verdedig, dit uitgelê, dit verklaar en dit verkondig, die Interfaith Movement. En dit is die rede hoekom hy vir baie in sy leeftyd so 'n groot vriende was met die Dalai Lama byvoorbeeld. En die Interfaith wat nie 'n dood gesterf het met Tutu nie, maar nog steeds aangaan en sterker word en deur politieke instansies gedryf word, deur godsdienstorganisasies gedryf word, bevestig word deur die paus en. Sê die Interfaith beweging, dit is soos 'n groot berg, God is bo, en elke godsdienstgroep wat daar is, of dit 'n moslim is, en of dit 'n hindoe is, en of dit 'n boeddhis is, 'n Confucius is, 'n Christen is, maak nie saak wie dit is nie. Hulle klim almal teen hierdie berg op, die een aan daai kant, die een aan die kant en die een aan die ander kant. Maar uiteindelik kom hulle almal op dieselfde plek uit, en by dieselfde persoon uit, naamlik God. So, alle gelowe, of dit nou Christen is, en of dit nou 'n boeddhis is, of dit 'n moslim is, of wie ook al is, glo eintlik maar dieselfde. Hulle sê hulle sal by God uitkom. En dan kom hulle uiteindelik by God uit. En natuurlik is dit geskoei op die feit van werke godsdiens uit die aard van die saak. Maar daarbey dan ingesluit Christene. Nou, dan staan ek verstom dat die leier van 'n kerk 'n dik boek daaroor kan skryf, dit publiseer en dit kan verklaar as evangelie, terwyl dit teenoorgestelde is van wat die skrif sê. Want hier is die Christus, en ek gaan net 'n paar tekste vir ons noem. Hier is 'n paar van hulle. Johannes 14:6, Jesus sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jy kan daai berg klim soveel as wat jy wil. Gaan nie by God die Vader uitkom nie. Kan net deur Jesus gaan. Handelinge 4:12. Daar is ook deur niemand anders verlossing nie. En daar is geen ander naam onder die hemel aan mense gegee, waardeur ons verlos kan word nie. Daar was 'n ruk gelede, en ek dink hulle gaan heel waarskynlik weer begin om die skroewe daarvoor aan te draai. Want daar is op die oomblik is hulle besig om 'n tipe wetgewing voor te berei daartoe dat alle godsdienste deur die staat beheer en hanteer moet word en voorgeskryf word. En wat dan natuurlik daarvoor sal bring dat ons nie meer tekste soos hierdie, en ek het nou nog 'n paar, ek sal nou vir julle lees. Jy mag dit nie preek nie. Jy mag dit nie sê nie. Want dit is teen die grondwet. Almal het dieselfde reg. Almal is op dieselfde pad, want Tutu het so gesê. Hulle is besig met daardie wetgewing, daar is baie vertoë daarteen ingerig om te reguleer wat mag gesê word. En indien dit nie inpas by die voorskrifte nie, dat die prediker dan daardeur of beboet word of tronkstraf kry. Dit is huidiglik in kommunistiese lande is daar weer 'n aanslag op hierdie stadium, nou op hierdie oomblik aan die gang. En byvoorbeeld in China, Kambodja, Vietnam, al daardie plekke is daar weer 'n aanslag op predikers om hulle stil te kry om nie hierdie waarheid te bring nie. Johannes 3:36. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar wie aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, inteendeel die toorn van God bly op hom. Nou, Jesus het dit gesê. Handelinge 10:43. En
oor hom getuig al die profete. Met ander woorde, reeds vanuit die ou verbond. Al die profete, met ander woorde, die hele boodskap van die ou verbond, wat ons in die Ou Testament lees, wat getuig hulle oor hom? Dat elkeen wat in hom glo, deur sy naam vergewing van sonde sal ontvang. Dit word reeds vir ons van die eerste bladsy in Genesis 1 vers 1 gegee. Regdeur. In hom, daarin vind ons vergewing van sonde. 1 Timoteus 2 vers 5 tot 6, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Jesus Christus, wat homself as losprys vir almal gegee het, tot getuienis op die bestemde tyd. Net een middelaar. Maria is nie 'n middelaar nie. So ongeveer in die jaar 431 by die konsilie van Efese is daar besluit om Maria, die moeder van Jesus, se status te verhoog binne die godsdienstritueel en aan haar toe te skryf verering. En dit is op daardie woordspeling wat die Rooms-Katholicisme hulle goedkeuring daaraan bevestig. Hulle sê verering en nie aanbidding nie. Nou, verering is die eerste stap tot aanbidding. So jy kan woordspeling maar toepas, dit bly aan die einde van die dag aanbidding. En is Maria verhef tot middelaar, gelykstaande en hoër as Jesus Christus. Vanaf 431 is dit die leer van die kerk in Rome, dat Maria het gelykwaardige en in sekere opsigte hoër stand as Christus. Terwyl die skrif sê daar's net een middelaar. Maar interessant genoeg, omtrent 7-8 dae gelede het Paus Leo die 14de gesê, en dit is op die oomblik besig om 'n groot debat te ontlok in die Romeinse kerk, dat mense moet versigtiger wees en bietjie nou nie so eng omgaan met die gedagte oor die verering van Maria en haar verheffing tot middelaarstatus nie. Ons sal sien waar dit heen gaan. Om al daardie eeue se leerstelling onder die mat onder dit uit te pluk sal 'n redelike ding wees, want die Romeinse kerk het groot invloed reg oor die wêreld en in veral jou Latyns-Amerikaanse lande het Maria 'n geweldige hoë stand en status in die kerk. Hoe hulle dit gaan hanteer is hulle saak, maar die woord sê daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Jesus Christus, wat homself as losprys vir almal gegee het tot getuienis op die bestemde tyd. Dit is die evangelie. Dit is die waarheid. Dit is die Christus wat ons wil ken. Die een wat staan tussen lewe en dood vir my en my in verhouding gebring het met die Vader, omdat sy genade oor my getoon het, dat ek met God in verhouding kan wees. Om 'n valse Christus te glo, is daarom baie skadelik, want dit beroof my van my kennis van God. Dis nie maar net om 'n ander perspektief te probeer hê oor Christus nie. En daarom is dit waarop die interfaith beweging hulle self beroep is. Dis maar net 'n ander perspektief. Nee, dit is nie 'n ander perspektief nie. Daar's een perspektief en dit is die perspektief van die skrif. Christus is die middelaar. Hy is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Dis die evangelie. Nie die ander goedjies nie.
Nie 'n ander perspektief nie. Ek klim teen geen berg uit nie, ek hoef nie teen 'n berg uit te klim nie, want hy het die werk bewerk, ek staan in genade. Dis die wonder van die evangelie. Wanneer Jesus met sy disippels praat, na hulle daar van die tempel af weggekom het in Matteus 23 en hulle vir hom sê hoe wonderlik die geboue is en al die goeders daar, en dan kom hy in hoofstuk 24 en dan vers 5, dan sê hy vir hulle, julle moet versigtig wees, as 'n baie valse Christusse kom, het sal in my naam kom, en ons weet dit het gebeur, want na Jesus se hemelvaart het daar letterlik mense na vore gekom wat geweldig baie selfs gelowiges mislei het, in die woestyn ingeneem, en daar was van hulle wat tot 40.000 volgelinge gehad het. Hulle het almal uitgesterf in die woestyn, omdat hy vir hulle gesê het, hy is die Christus. Daar's van hulle wat sogenaamde wonderwerke gedoen het. Mense het agter hulle aangeloop. Jesus het hulle gewaarsku. Hy het gesê, dis 'n valse Christus. Kom ek sê vir jou, dit het nog nooit deur die eeue verander nie. Daar's altyd iemand wat kom en maak asof hy 'n Christus is. So, dit is iets waarna ek ook moet kyk en myself daarop bedag hou. Wat hoor ek en waarna luister ek? Glo ek elke ding wat van die buitekant afkom? Maar jy sien, as ek die waarheid ken en die leuen daag op, dan kan ek die leuen openbaar. Hier is 'n waarheid, en dit is dat in die opleiding, en ek weet nie of dit vandag nog so gedoen word nie, maar dit was altyd so, by die SA Mint in Pretoria, het hulle mense opgelei wat in sekere posisies was in banke ensovoorts, om die verskil te ken tussen 'n vals noot en 'n egte noot, tussen 'n vals muntstuk en 'n egte muntstuk. Hulle het hulle geleer hoe om dit te doen. Wat hulle nie gedoen het nie, is om vir mense te sê, hier's al die vals note nie, want daar is hordes van hulle. En as jy een gekry het, is daar nog baie ander. En selfs hulle vervals die valse. So, jy het 'n klomp van, so, wat gaan die beste wees om mense te wys hoe lyk die vals noot? Om 'n vals noot te erken. Die beste om iemand te leer hoe om 'n vals noot te identifiseer is, leer hom alles van die regte noot. Laat hy alles weet van die regte muntstuk. Gewig, grootte, alles, inskripsies, alles, die banknoot, ophoud in die lig, die streepies, die veiligheidskenmerk, leer hom alles om te weet hoe lyk 'n egte noot. Dan wanneer die valse opdaag, dan weet hy, want ek weet hoe lyk die egte. Mense is presies dieselfde met ons. Ek hoef nie te wag vir 'n valse Christus om op te dag en te sê, "Ai, is dit nou dalk ja, dis nogal iets om oor te dink." Nee, snert. Omdat ek die waarheid ken. Wanneer die vals een opdaag, of hy kom in 'n mooi blink pak klere op TV, of hy kom met 'n nuwe boek wat ek by 'n Christelike boekhandelaar kan koop, met al sy new age goedjies tussenin, en wat insluip daar. Wanneer hy kom met al daardie goed, dan sê ek, wag 'n bietjie, dis nie wat die egte sê nie. Die egte sê iets anders. Dit is hoe ek weet wat is die valse, omdat ek die egte een ken. Dit is wat ek vir ons vandag wil sê. Dit is hierdie woord wat oor Christus getuig. Handelinge sê, al die profete het reeds oor hom getuig, dat hy sal kom om ons te verlos. Dit is die een wat ek wil ken. Dit is die een wat ek wil ken. Dit is die woord wat geopenbaar is, wie hy werklik is en wat hy gedoen het. Om hom buite die woord te ken is onmoontlik. Dis goed om die boeke te lees en al die goedjies te doen, maar kom ek sê vir jou, dis hier waar ek hom ken.
Hier leer ek hom ken, hoe hy is, wie hy is, wat hy is. Om hom buite die evangelie te probeer vertrou, dit is te vergeefs. Want dit gaan my net bring by 'n werkegodsdiens, wat ek nie kan volbring nie. En waar ek altyd voor tekort gaan skiet, en waar ek nooit bevrediging sal ontvang nie. Die Christus van die kruis, die Christus van die skrif, is voldoende. Want hy is die enigste een wat my red. Die evangelie gee ons nie 'n opsie van 'n ander weergawe van Jesus nie. Dit is al weergawe wat ons het. God self, wat homself verneder, mens word, onder mense woon, sy skepping, onderworpe word aan sy eie skepping, deur sy eie skepsels verag word, verneder word, geslaan word, gekruisig word, verwerp word, en nog steeds hulle liefhet. Geen ander God, en daar's baie gode, het dit ooit nog gedoen nie. Net Jesus Christus het. Dis hom wie ek wil ken. Paulus skryf in Efesiërs 4. Hy sê hierdie woorde in Efesiërs 4 vers 5 en 6. Hy sê, kom ons begin. Ja, vers 4, een liggaam, een gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Maar aan elkeen van ons is 'n genadegawe geskenk, soos Christus dit uitgedeel het. Daarom staan daar, toe hy opgevaar het na bo, het hy krygsgevangenes weggevoer, hy het gawes aan mense gegee. Net hy is die een hoop, een geloof, een God en Vader, een Jesus Christus, een verlosser, een middelaar, dis hy. Nie 'n ander een nie, nie ene wat opgedis word deur teoloë nie een wat opgedis word deur politici, deur organisasies, deur groepe, deur fondasies, deur bewegings en allerhande groepe en allerhande goed nie. Nee. As hy nie voldoen aan dit wat die skrif sê wie Christus is nie, is dit nie die waarheid nie. Daar's net een Christus, die enigste Christus van die Bybel, is die een wat vir jou en my gesterf het. Ek sluit af met hierdie woorde. Wanneer Jesus hierdie hoëpriesterlike gebed bid, in Johannes 17, en ons het met daardie teks begin. Ons noem dit die hoëpriesterlike gebed, omdat hy staan op die vooraand van die grootste gebeurtenis wat die wêreld geken het. Die rede waarom hy na hierdie wêreld gekom het, staan op die vooraand daarvan. Hy's besig met sy disippels, en dit was nie net die 12 wat daar was nie, dit was van sy ander disippels, hulle was 'n groot groep by mekaar. En wanneer hy al hierdie dinge met hulle deel, en hierdie gebed doen, sy hoëpriesterlike gebed, dan bid hy oor hulle, dat hulle werklike kennis sal hê van wie hy is. Dan sluit hy af met hierdie woorde in Johannes 17:3. Ek sluit af daarmee, dit is wat Jesus gebid het. En dit is die ewige lewe. En dit is die ewige lewe.
Ons weet, ons ontvang die ewige lewe by ons wedergeboorte, dan kom die lewe van God en dan kom, maak woning in ons en ons het die ewige lewe. Maar nou neem hy dit na 'n hoër vlak toe. Nou dat ek hierdie lewe ontvang het, en ek het hierdie ewige lewe, hy sê, dit is hierdie ewige lewe. Dat hulle u ken. Dat hulle u ken. Die enigste ware God. Hulle u ken. Hy praat met die Vader. Sê dat hulle u ken. En dan gaan hy verder, hy sê, ook hom wat u gestuur het. Jesus Christus. God in sy totaliteit. Vader, Seun, Heilige Gees. Hom ken. Kom ek sê vir jou, ons hele totale lewe en elke dag se geswoeg en se gespartel met baie goed, val af, na mate ek hom meer ken. Wanneer ek hom dieper ken, hom ken. Want dan val al die ander goed af. Want is wat Paulus sê, dit wat ek wins ag, en daar's baie dinge wat ons in ons lewe as wins ag, soveel goed. En dit is nie omdat daardie goed verkeerd is nie, maar daardie dinge wat ek soms as 'n wins beskou, dit wat ek besit, dit wie ek is, en, word uiteindelik niks werd nie. Want aan die einde van die dag, wanneer ek my kop hier neer lê, as 'n mens en ek stap uit hierdie tydelike lewe uit, dan bly al daardie dinge hier. Ek het baie begrafnisse in my lewe gehou, verskriklik baie. Ek het by baie oop grafte gestaan. Baie. Ek het baie lijkswaans sien wegry. Nie een met 'n sleepwaandjie vol goed nie. Nie een nie. En wanneer ek by daai graf staan en ek sien en ek bid en ek wys vir die begrafnisondernemer, druk die knoppie, laat die kus sak. Die naaste wat daarby gaan is blommetjies wat mense daar aangooi en wat vergaan en verwoes. Daardie persoon neem met hom of haar niks saam nie. Al het hulle hoeveel wins gehad aan enige iets. My wins lê nie in dit wat ek aan kan raak en kan sien nie. My wins lê in my kennis van God. Ek wil jou vanmôre daag. Ons praat dikwels van die Here toon sy heerlikheid en hy doen dit. En die Here, ons bid dit dat hy sy heerlikheid sal toon in mense se lewens. Ons bid dit. Dis reg. Maar weet jy wat? God kom met sy heerlikheid en hy toon sy heerlikheid in my lewe, na mate ek hom beter ken. Hoe meer ek hom ken, breek sy heerlikheid in my deur, in my omstandighede, in my familie, oral by my werk, oral waar ek gaan, in my verhoudinge met my bure, met my mense, met almal met wie ek in aanraking kom, breek dit deur, want na mate ek hom ken, word sy heerlikheid in my geopenbaar. Dit is waartoe ek ons vanoggend wil daag, dat ons daardie, en elkeen moet net daardie besluit self neem, ek kan jou nie dwing om dit te doen nie, maar dat ons sal sê, Here, ek wil U ken. Ek wil U regtig ken.
Ons weet waar ons moet begin. Ons begin wanneer ons in sy woord indelf. Dis waar ons hom begin ken. Mag die kennis van hom in ons 'n diepte vind. Kom ek sê vir jou, 'n mate hoe ek meer ek hom ken, al daardie goed wat so aan my knaag en my vashou en my wil ondertrek, verdwyn. Na mate ek hom meer ken. Hulle kan nie hou in sy teenwoordigheid nie. Nooit. Mag dit ons hartsbegeerte wees. Kom ons bid. Vader, ons is bewus daarvan dat daar is net een Christus, Jesus. En dit is hoe u woord hom vir ons skilder. Jesus, ons dankie. U is die verlosser, u is die een wat vir ons die prys betaal het. Maar ons wil verder gaan, ons wil u ken. Ons wil nie net weet van u nie, weet dat u dit gedoen het nie. Ons wil u ken. Help ons deur die werking van die Gees, wanneer ons u woord oopmaak om u dieper te leer ken, in u volheid te leer ken. Dankie dat u Gees u woord vir ons oopmaak. Ons u sal ken in volheid. Ons dankie daarvoor. Here, waar ons van hier af verder gaan, dat ons bewus sal wees van u teenwoordigheid in ons lewens. Ek wil bid, Here, omdat u teenwoordig is in ons en ons deur ons gedrag, ons woorde en ons dade u tentoonstel aan die wêreld. Dit is hoe die wêreld u sien en van u weet. Hulle kyk na ons. Paulus sê vir ons lewe is 'n oop brief wat die wêreld lees. Mag hulle u raak lees in ons lewe. Mag hulle u raak lees in ons woorde, in ons dade. Mag hulle u raak lees in ons manier hoe ons die lewe leef. Mag hulle u raak lees. Mag ons u ken, sodat die wêreld u kan raak lees. Ons dankie daarvoor. Dankie dat die Gees dit in ons doen. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Yes, so baie dankie Dr. Andries. Great, dankie vir die waarheid. As er enige iemand wat